Welkom aan almal wat vanaand saam met ons inskakel. Kan jy glo dat ons reeds halfpad deur die jaar is? En dit beteken ons is ook halfpad deur ons 1 jaar Bybel. Miskien het jy nog nie begin nie, of dalk het jy iewers langs die pad agtergeraak. Die goeie nuus is vandag is die perfekte dag om te begin. Jy hoef nie vir volgende week, volgende maand of vir volgende jaar Januarie te wag nie. Begin eenvoudig waar ons is en reis saam met duisende ander gelowiges deur God se woord. Die oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, is ontwerp om jou elke dag deur die Bybel te neem. Met QR-kodes wat jou direk na die daaglikse boodskap en voorlesing lei. Jy kan jou Bybel vandag kry by raymondlombard.com of by enige toonaangewende boekwinkel in Suid-Afrika. Die beste tyd om die Bybel te begin lees was gister. Die tweede beste tyd is vandag. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord en dit wat nou gaan volg. Welkom hier saam met ons en ek vertrou die Here dat die woord vir jou tot groot seën gaan wees vanaand. Asseblief, kom ons blaai na die boek Esegiel en ek lees saam vir jou vanaf vers 1. Ons vorder nou al in die boek Esegiel, ons is nou by hoofstuk 18 en ek gaan vir jou 'n klompie verse daar lees. Verder het die woord van die Here tot my gekom en terloops ek wil net sê die opskrif sê persoonlike verantwoordelikheid. Dan sê dit al klaar vir jou wat die hoofinhoud van die teks wat ons gaan lees as agtergrond het, nê? Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. So waar as ek leef, spreek die Here, dit sal julle nie meer in gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun. Hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen, nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel en die vrou van sy naaste nie verontreinig en nie naby 'n vrou kom as sy onrein is nie en niemand verdruk nie, wat hy vir skuld as pand geneem het, teruggee, geen roof pleeg nie, aan die wat honger het, sy brood gee en die wat naak is met 'n kleed bedek, nie leen op rente en geen woeker neem nie, sy hand terughou van onreg, eerlike regspraak oefen tussen man en man, en my insettinge wandel en my verordeninge onderhou om eerlik te handel, hy is regverdig. Hy sal sekerlik lewe, spreek die Here. En het hy 'n geweldenaar van 'n seun verwek wat bloed vergiet en net maar een van hierdie dinge doen, terwyl hy self dit alles nie gedoen het nie. As hy ook eet op die berge en die vrou van sy naaste verontreinig, die ellendige en behoeftige verdruk, roof pleeg, die pand nie teruggee nie en sy oë opslaan na die drekgode, gruwelike dinge doen, op rente leen en woeker neem, sal hy lewe? Hy sal nie lewe nie. Al hierdie gruwels wat hy gedoen het, hy moet sekerlik gedood word. Sy bloedskuld is op hom. Maar kyk, as hy 'n seun verwek, wat al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het, dit sien en sulke dinge nie doen nie, nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel nie, die vrou van sy naaste nie verontreinig en niemand verdruk nie, geen pand neem en geen roof pleeg nie, sy brood gee aan die wat honger het en met 'n kleed toedek die wat naak is,
sy hand van die elendige afhou, geen rente of woeker neem nie, my verordeninge volbring en in my insettinge wandel, hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie, hy sal sekerlik lewe. Sy vader sal, omdat hy aan verdrukking skuldig is, sy broer iets deur roof ontneem het en onder sy stamgenote gedoen het wat nie goed is nie, kyk, hy sal deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar julle sê, waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring. Hy sal sekerlik lewe. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Dierbare Here, dankie vir die woord vanaand, en sekerlik het U dit laat opteken, sodat dit vir ons kan rig al die dae van ons lewe, wat ons op die aarde lewe. Seën en heilig in die goddelike, kosbare, wonderlike naam van Jesus Christus, U Seun, hierdie woord vanaand, dit bid ons om Jesus ontwil. En al die kinders van die Here sê, Amen, Amen. So dit gryp 'n mens aan, hoofstuk 18, ek het net 'n gedeelte gelees, rondom persoonlike verantwoordelikheid en ook rekenpligtigheid voor God. En dan kan jy duidelik sien, dit het ook te doen met die familie, jou pa en jou oupa, want dit praat van hierdie persoon wat 'n seun gehad, en die seun het ook 'n seun gehad, ons sal net nou by dit kom. Wat vir my aangrypend is waar Esegiel vir die volk sê, julle het dit mis. Die Here hou jou nie verantwoordelik vir 'n ander mens se optrede nie. Hy hou jou verantwoordelik vir jou optrede, hoe jy opgetree het. En eintlik maar in hoofstuk 18, 19, 20 en 21. En ek het gaan kyk. En ek wou eintlik met julle oor al 4 hoofstukke praat, toe besef ek, ons behoort seker so 10:00, 11:00 vanaand uit te klok. Wanneer Brazil speel teen Noorwe, en wie wil nou daarna kyk? In elk geval in die wêreldbeker sokker, so ek het myself gedink, as ons niks wat ons jaag nie. Maar in elk geval, so ek sit net tong in die kies. Nee, ek sal my bepaal net by hierdie hoofstuk, andersins sal ek definitief jou van jou tyd beroof. God is regverdig. En hy hanteer elke mens op sy eie meriete. En hy is nie aannemer van die persoon nie. Omdat God regverdig is, eis hy van jou verantwoordelikheid en rekenpligtigheid. So ons moet verantwoording doen vir ons dade. Verantwoordelikheid, as ons hier gaan kyk in die hoofstuk, het te doen met persoonlike, individuele verantwoordelikheid wat ek vat. Ek neem dit vir myself op grond van wat ek wil sou weet wat die Here geopenbaar het. Wie is die ding? Die Joodse ballinge wat saam met Esegiel is in Babylon, hulle sien nie wat gaan in Jerusalem aan nie. En hulle is klaar weggevoer in ballingskap, maar as nog die tempel staan nog, en Jeremia is nog in die lewe, en hy saam met van die ander daar in Jerusalem, en hulle kry nog so van tyd tot tyd boodskappe, maar die tempel staan nog, maar hulle is hier in ballingskap, in 'n ander land met 'n vreemde taal, onder moeilike omstandighede. En nou, Esegiel wat by hulle is, hy hoor, hoe blameer hulle, hierdie mense, sy volk, blameer hulle voorgeslagte, die mense wat voor hulle was, en selfs God, blameer hulle, vir hierdie vreeslike oordeel wat oor hulle gekom het. Hulle blameer die Here. En hulle blameer ander mense, oor hulle situasie wat hulle nou in bevind. En Esegiel, hy verduidelik aan hulle, God oordeel mense individueel vir hulle eie sondes, en nie vir iemand anders te sin nie. Daar's 'n Franse term wat jy seker al gehoor het,
'n déjà vu. Déjà vu is 'n Franse spreek of term wat beteken reeds gesien. Dit het al voorheen gebeur. Ek bedoel, ek en jy het dit reeds gesien natuurlik in die boek Genesis, toe die Here vra, wat het julle nou gedoen? Toe sê Adam, die vrou wat u my gegee het my van daai vruggie gegee aan die boom en toe het ek geëet. En hy sê vir Eva en hy vra vir Eva, wat het jy gedoen? En sy sê, like, die slang het my bedrieg. En hy gaan dit op die ry af. Sy het vir my gegee en sy sê, hy het my bedrieg. En ek wil net sê, as jy déjà vu, ons soek iemand anders om te blameer vir ons situasie. Almal skuldig behalwe ek. Sê ekie. Dis wat hulle gedoen het, wat hulle sê, en is dit baie maklik, né? Om die blame altyd as iets jou pla, dan plaas jy ons op iemand anders. Sê jy nie, dit lê by hulle. Jy soek fout by hulle. En dis ons wat ons nou hier sien, want dis wat die volk doen. En soos ons nou deur die Esegiel gaan, is ons nou vanaand, wat was ons nou, verlede week was ons by die ander hoofstuk in die weke voor dit. Nou, hier's waar ons nou is. Op wie plaas jy die blame as iets vir jou skeef trek in jou lewe? So, maar hierdie interessante ding is, die geskiedenis wys ons, God het geluister wat hulle sê, en toe sê God vir Adam en Eva, julle skuldig. Om mekaar te blameer, en die duiwel te blameer, gaan nie by my af nie. Natuurlik het die duiwel 'n aandeel, en natuurlik het jou vrou 'n aandeel, maar die punt is, jy moes reg opgetree het. Adam, jy moes reg opgetree het, Eva, en die Here het straf gegee oor al twee. Die eerste straf was uit die tuin uit. Die veilige plek wat jy het, uit, en hulle is uit die tuin uit. Jy sweet vir jou agsig, gaan jy brood verdien, met moeite gaan jy, en met pyn, gaan jou swangerskap wees in, en die aarde begin dorings en distels gee, en is hard om te lewe, dis nie meer die lekker tuin nie, julle is nou uit. So, die Jode, in Esegiel se dag, hulle het die woord van die Here gehad, hulle het die wette van die Here gehad, toe hulle daar was, in Jerusalem, dis hulle wat oortree het, hulle het afgode aanbid, hulle het hulle van die Here afgewend, hulle het die land besoedel met hulle drekgode, hulle het die verbond oortree, en nou is hulle ontnigter, omdat die Here optree, en die skuld word nou gegee by ons voorgeslagte, of die Here, en hulle blameer selfs die Here, dat hy nie reg optree, want hulle sê in vers 25, tog sê julle, die weg van die Here is nie reg nie. Hoor tog, o huis van Israel, sê die Here, is my weg nie reg nie? Is julle weer nie onreg nie? Hoe kan julle vinger na my wys? Julle. So, hier's die ding. Ek wil met jou praat oor jou persoonlike verantwoordelikheid, wanneer dit kom oor jou lewe. Daar was 'n spreekwoord in Esegiel se dag, en die spreekwoord was, vers 2, die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. Ek gaan nou vir jou in plain Afrikaans sê wat dit beteken, as ek kan dit parafraseer, as ek dit vir jou kan verwoord. Die vaders, sê hulle, het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders stomp geword. So hulle, want dis hulle filosofie, dis hulle beredenering oor hoekom hulle in die situasie is wat hulle is. Dis wat hulle sê, dis hoekom ons is waar ons is. Daai Bybelsidioom wat ons nou so in die Bybel vind, jy kry nie op 'n ander plek nie, spreek van 'n fatalistiese houding. In ander woorde, dit is wat dit is. Okay, nou, wat is dit? Wat dit is, die onskuldiges, ons, die kinders van daai voorgeslag, ons dra die gevolge of die straf vir die sondes, die foute wat hulle begaan het, ons ouers, ons voorouers, en ons moet nou ly. Hoekom moet ons in Babel en in Babylon wees, deur wat hulle gedoen het? Verstaan? Dit is die houding wat ingeneem word met die standpunt van die vaders, het groen druiwigheid en die tande van die kinders het stomp geword. So, hulle beredenering, die filosofie van die mense, kom neer op die volgende. Maak nie saak, wat?
Ons dra die gevolge van wat ander mense gedoen het. Dit is om te ontvlug van jou eie verantwoordelikheid. Jy plaas die blame op iemand anders. En God sê, allermins, don't go even that route with me. Want nêrens vind ons in die Bybel dat onskuldige mense gestraf word vir die sondes wat ander mense skuldig is begaan het. Let alone wanneer mense so graag die woorde van Moses aanhaal om uit daai knoop uit los te kom. Want hulle sê, en hulle gebruik daai teks, dat jy al baie keer sou gehoor het in jou lewe, dat die Here straf tot in die 3de en 4de geslag. Ja, so die argument is, so die 3de en 4de geslag moet ly vir wat die eerste geslag gedoen het. Regtig, hoe lees jy jou Bybel? Hoe lees jy jou Bybel? Jy moet mos die hele vers lees. Die vers sê, tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Let's get a life. Net 'n stukkie van 'n teks gryp en dit 'n sin in 'n teks nie, die hele teks lees. Want wanneer hy sê tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, dan beteken dit daar word gehandel van God se kant. Daar is 'n natuurlike, luister baie mooi, daar's 'n natuurlike oordraagbare gevolge van sonde wat die lewenstyl geword het van daai geslag wat die ander geslagte opgevolg het. In ander woorde, hulle gaan aan om te doen wat die vaders gedoen het. Hulle hou nie op nie. En daarom sê die Here, dan sal daai straf gaan tot in die 3de en 4de geslag, want die geslagte hou aan om dit te doen. Dis soos Deuteronomium 24 vers 16. Moses wat dit vir hulle gesê het. Hy het ook vir hulle gesê, vers 16 van Deuteronomium 24, die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. Aan die ander woorde, die pa staan nie in vir die kind se sonde en die kind staan nie in vir die pa se sonde nie. So hier's die storie. En ek weet nie of jy dit ooit met insig of met belangstelling gelees het van Esegiel 18. Want in Esegiel 18 praat hy oor 'n familie van 3. Daar was 'n pa en hy het 'n seun verwek. Die seun het 'n man geword, pa het nou ouer geword en toe die pa oupa word, want die seun van hom het ook 'n seun verwek. So daar's nou 3. Soos oupa, pa en kleinseun. So die pa, sê hy, was 'n regverdige man. So hier lees ons van hom. Kyk nou mooi, vers 5 tot vers 9. Hier's die man. Hy sê: As iemand regverdig is, hier's die pa, né? En reg en geregtigheid doen. En wat hy ook doen is, hy eet nie op die berge nie. Nou jy het gehoor, ek het dit al 3 keer gelees vanaand. Het jy al begin wonder wat dit beteken? Hy eet nie op die berge nie. Ek hou daarvan om op 'n berg te eet. As ek Tafelberg uitklim, het ek 'n sak op my rug, en as ek al bo kom en ek het al 'n paar keer in my lewe gedoen, dan sit ek heerlik en eet. Man, as ek nie kos vat nie, as 'n restaurant, ek maak seker ek sit en eet op Tafelberg. Maar hierso staan, jy moet nie op die berg eet nie. Nee. Wat dit beteken is, hulle het op die berge, het hulle die heilige boomstamme op die hoogtes gebou, en dan het hulle kos geëet en gegee vir die afgode. So, dit was afgodediens, wat hulle deelgeneem het aan hierdie afgodsoffers op die hoë berge. En die Here sê, maar julle kan ons dan nie dit doen nie. En nou sê hy, hierdie pa, hy het nie dit gedoen nie. En hy het nie na die drekgode sy oë opgeslaan om te kyk en na ondersoek te doen nie. En hy het nie by die vrou van sy naaste gekom nie, hy het nie egbreek gepleeg nie, en hy het niemand verdruk nie, en hy het nie mense afgedruk nie, hy het hulle goed en regverdig behandel. So al wat hy sê is, hier is 'n man, hy het reg opgetree, regverdig, met deernis, met genade, met barmhartigheid. Hy het selfs, as jy die teks lees, hy het selfs sy seëninge gedeel. Hy het mense geklee, hy het vir mense gesorg, hy was nie snoep met sy voedsel nie, hy het gedeel wanneer nodig. En sy weelde en sy materiële welvaart het hy gebruik, en hy het ook ander geseën. En hy sê, hy was 'n regverdige man. Right. Maar toe gebeur daar iets. Hierdie man
verwek toe 'n kind. Nou staan daar in vers 10. En hy het 'n geweldenaar van 'n seun verwek. 'n wille jongman. Daai man is 'n geweldenaar. Hy's 'n slegte man. En hy sê, hierdie man, hy het bloed vergiet. Hy het mense doodgemaak. Hy het die elendige verdruk. Hy was op die berg en hy het gedoen wat hy nie moes nie. Hy het roof gepleeg. Hy het sy oë opgeslaan na die drekgode en hy het afskuwelike dinge gedoen. En nou jy kan gaan lees oor, hy sê, en die Here sê, sal hy lewe? Hy sê, ek sal nie laat hy lewe nie. Hy sê, die gruwels wat hy gedoen het, sy bloedskuld op hom, hy sal sterf. Vir wat hy gedoen het. Nou sê Esegiel, want dis ons hele redenasie. Julle sê, ons is die goeie en ons ouers, hulle het opgetree, dan moet ons lei. En hy sê, nee, luister mooi, hierdie regverdige man het 'n seun verwek. Hy was regverdig, maar sy seun was 'n geweldenaar. En toe, hy het opgetree teen God, en die vonnis is duidelik, hy moet sterf. Hy sê, maar toe gebeur daar iets. Die seun word groot, hy word 'n man, en hy verwek 'n seun. Nou sit oupa, pa, en die kleinseun. Nou sê hy, daar van vers 14 af, hy sê, hierdie kleinseun, hy sê, maar kyk, as hy 'n seun verwek, dis ons nou sy seun, wat al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het. So hy sien wat sy pa gedoen het, wat hy alles aanvang. Hy sien dit, en hy doen nie dieselfde nie. Hy doen nie wat sy pa doen. Hy doen nie dit nie. Hy sê, en hy eet nie op die berge nie, hy gaan nie daar waar die heiligdomme van die gode is, hy gaan nie na die drekgode van die huis van Israel nie. Hy kom nie by die vrou van sy, hy verdruk niemand nie, hy pleeg nie roof nie, hy gee sy brood aan die wat honger is, en hy dek die wat naak is, sy hand hou hy nie terug van die elendige nie, hy gee nie rente of woeker nie, hy onderhou die verordeninge, vers 17, hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy pa nie. Sal die Here hom straf oor wat sy pa gedoen het? Hy sal sekerlik lewe. Maar sy pa, vers 18, hy sal deur sy ongeregtigheid, sal hy sterwe. So, hier is die drie. Ons het vir oupa, ons het die pa, en ons het die seun. Oupa was regverdig, en die kleinseun is regverdig, maar die middelste ene, wat die kind was van die pa, hy was die geweldenaar. En die Here sê, die eerste ene, hy sal lewe. Die laaste ene, hy sal lewe. Maar die middelste ene, hoe hy geleef het, hy sal gestraf word. So hoe vreemd, dat 'n regverdige man, waarvan ons eerste gelees het 'n goddelose seun. Ek en jy weet, dis 'n vreeslike ding, as 'n pa God dien, en hy's regverdig, en sy seun word 'n geweldenaar, 'n moordenaar, en hy beland in die tronk. Hoe breek dit die pa se hart? Ons sien die goed. Ons sien op televisie, op die nuus. Ons sien dit in koerante, wanneer dit vertel word. Hoe 'n goeie mens sy seun so uitdraai, dat hy in die tronk beland, en dat hy moord pleeg, en moet hy galg toe gaan. Wat gebeur met so 'n mens? Terwyl daai man, wat toe tronk toe is, en die een wat gestraf word, sy seun op sy beurt, hy is weer regverdig, hy is so sy oupa. So hy spring oor 'n geslag. Hy is nie so sy pa nie, hy tree op, so sy oupa opgetree het. So die punt wat Esegiel maak, in Esegiel 18 is, en wat die oudstes van Israel sit daar voor hom, die geestelike leiers, en hy wil aan hulle punt maak. En die punt wat hy maak, want hulle sit hier voor hom, want hy vertel hulle die storie, want hy probeer hulle die antwoord bied oor die beskuldiging wat hulle maak, teenoor ons is in die situasie as vol van ons pa hulle en ons oupa hulle wat hulle aangevang het. So wat hy vir hulle wil wys is, hierdie derde persoon, die kleinseun, die een wat nou derde in die ry is, het die slegte invloed van sy pa tuis by die huis. Hy het dit weerstaan. Hy het nie gevolg in sy pa
se lewe hoe sy pa geleef het nie. Wel soos sy oupa, maar nie soos sy pa nie. Nou sy argument, sal die Here die kleinseun doodmaak oor sy pa se optrede? So, is julle hier in hierdie situasie deur wat julle pa gedoen het? Nee. Julle is hier want julle het nie soos hierdie seun opgetree nie. Julle het soos julle pa opgetree. Julle het aangegaan met die sondes van julle pa. Dis wat julle hierso gebring het. Nou is die vraag eintlik, jy moet nou vir 'n oomblik oor dit dink. Verskoon my. Die Here maak nie die kleinseun dood omrede sy pa se sondes nie. Maar terselfdertyd, die Here spaar hom nie omrede hy 'n godvreesende oupa gehad het. So hy kan nie staan op die goedheid van sy oupa in die voorgeslag nie. So jy kan nie hemel toe ry op wat jou oupa gedoen het nie. Jy kan ook nie die hemel mis oor wat jou pa gedoen het nie. Jou oupa het sy geslag gedien. Jou pa het sy geslag gedien. Jy dien jou geslag. En elke geslag is self voor God verantwoordelik. So God handel met hom op die basis van sy eie geloof, want hier is die antwoord in vers 18 en 19. Hy sê, kyk, hy sal jou vader is ongeregtig sterwe. Hy sê vers 19, maar julle sê, waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en almal in sy dinge volbring. Hy sal lewe. Dit het niks met die pa te doen hierdie nie, en die seun nie, elkeen word op sy eie hanteer. As jy iemand wil blameer, sê Esegiel, hier is die punt, blameer jouself. As jy 'n swart skaap soek om te blameer, kyk na jouself in die spieël. 'n Opvanger wys na iemand anders. En tog probeer mense hulle self verontskuldig. Hulle kom weer. Hy sê, tog sê julle, vir die soveelste keer in die hoofstuk, die weg van die Here is nie reg nie. Jy sê, hoe kan julle dit sê? Julle kan nie die Here blameer nie, daar is nie onreg by God nie. Hy nooi almal na hom toe. Hier is die uitnodiging, vers 30. Daarom sal ek julle oordeel. So, hier kom die antwoord vir die hele ding. Esegiel sê, hy luister, kom wat ek julle nou reguit sê, dit is hoe dit werk. Hy sê, die Here sê, ek sal julle oordeel, elkeen volgens sy weë. Niks te doen met die een voor jou nie, jou pa of jou oupa nie, elkeen volgens sy weë. Bekeer julle? Jy, bekeer jou? Wend jou af van jou oortredinge, draai weg van die verkeerde goed, dat dit nie vir jou 'n struikelblok word nie. Die verkeerde goed gaan vir jou struikelblok word. Werp jou oortredinge, waar julle oortreed, weg van julle af. Raak ontslaaf van die goed. Maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Ek het geen blydskap in my, en dis nie vir my wonderlik, as iemand in sy sonde sterf nie. Eerder bekeer jou en dat jy lewe. So vriende, dit is die storie van Esegiel 18. Maar ek het ook 'n storie. En hierdie is my storie. My oupa was 'n godvreesende man in die NG Kerk, in die Duits Gereformeerd, in Benoni. En hy het gepreek as Dominee Delport nie preek nie. Hy het een preekbundel gehad, wat ek soos goud bewaar in my eie biblioteek tot vandag toe, en kort haal ek hom uit en ek hou dit vas in my hand. En ek kyk daarna wat my oupa in sy lewe as 'n leuke prediker gepreek het vir die gemeente, want 'n dominee daar was. Hy het nie op die kansel gestaan en preek nie, want jy mag dit mos nie doen in die Nederduits Gereformeerde Kerk daai jare, dan wat my oupa is gebore in 1902. So wanneer my oupa gepreek het in Dominee Delport se kerk,
dan het my oupa moes afgaan, en dan het hulle 'n podium mos daaronder gehad, en dan het hy mos as hoofouderling, kon hy preek. En omdat hy nooit opgelei was om te preek nie, het hy 'n preekbundel gehad. En die preekbundel is nou 20 of 30 voorbereide preke, en oupa kan mos nou kies, watter een wil hy preek. Dan het hy sy preekboek oopgemaak, en dan het oupa gepreek. So, ek het groot geword in daai omstandighede met oupa. My pa was 'n sportman. En my pa het begin musiek maak, saam met Koos Ras. En toe het my pa saam met hom begin partytjies speel. En danse. En toe het my pa begin drink soos 'n vis. En toe raak my pa volsla alkoholus. Dit was nie so toe ek gebore is nie, maar ek het gesien, vandat ek 6, 7, 8 jaar oud was, hoe my pa verander in die huis, na 'n dronkaard. Heeltemal. Alkoholus, wat hy horries kry, sien spinnekoppe en allerlei goeters. En hulle het hom hoeveel keer in Elim gehad vir 'n maand, 2 maande, as hy uitkom, dan drink hy maar weer. Ek was skaam in die hoërskool, as my pa van die werk afkom, en hy lê daar by die bushalte in Benoni, vroegmiddag, want sy oggendskoolwerk kom 2 uur af, en ek kom by die bushalte, om met die bus te ry Nieuwmodder toe, dan lê my pa dronk in die bushalte, en ek moet hom optel, in die bus sit, dan lag die skoolkinders vir my. En dan sit ek langs my dronk pa in die bus, om hom by die huis te kry, en om te help om te kom tot in die kamer. It was not fun. En as ek so na die goed kyk, het ek altyd vir myself gesê, wanneer ek eendag groot is, ek sal nie drink soos my pa nie. Ek sal nie 'n syplap word nie. Ek sal my nooit aan drank oorgee nie, maar God my help. En ek het gesien, wat doen dit aan ons huis. Wanneer ek moet by Nieuwmodder, moet ek gaan wippe stel in die rivier om golfballe te kry, sodat ek die golfballetjies kan verkoop vir 10, 20 en 30 sent, dat ek 'n brood kan koop vir my ma huis toe te vat, want my pa het alles opgesuip. You understand what I'm saying? I know that life. I've been there for many years. En ek altyd vir myself gesê, dit sal ek nooit in my lewe doen nie, maar God my help. En ek het nie eens die Here geken as my saligmaker nie, but I knew I will never go that route. Maar hoekom vertel ek jou? Want jy sien, ek het 3 ander broers gehad. Dit is 4 broers. George, Raymond, Brian en Pierre. Pa het 4 seuns verwek. George het alles gesien, hy was 'n jaar ouer as ek, en hy het hom oorgegee aan die drank. En in sy 40's het hy 'n boom geslaan in sy dronkenskap, en toe lê hy sterwend in Pretoria Hospitaal. Ek het na hom toe gegaan, en ek het hom daar na Jesus toe gelei, die hele nag gebid, en hy het sy lewe vir die Here gegee, en 8 ure daarna is hy oorlede. Maar hy het waarlik tot bekering gekom. Hy het met berou bely, die manne wat daar langs hom lê in die algemene saal, het van die volgende oggend gesê, meneer, daai man het die hele nag gebid en sondes bely. Hy het ons mal gemaak, ons kon nie slaap nie. Hy het die hele nag gebid. In elk geval, want ek het hom gaan besoek, in hy toestand. So George het by die Here uitgekom. Brian, hy is dood. So George is dood in sy 40's. In sy 40's. My pa is dood op 49 in sy rooi Triumph, want hy het Ladysmith toe gery, met 'n bottel, wil jy dit glo, Lombard soetwyn onder die sitplek. Moet ek tot my skande sê, in 11 km van Ladysmith toe rol hy die kar en breek sy nek, en 48 uur later is hy dood. Op 49. My ma het nooit weer getrou nie. Sy het gesê, watter man sal met 'n vrou trou met 5 kinders? Wat hy nie verwek het nie, maar so my ma is tot aan dood op 83, sy het nooit getrou. Maar hier's die ding. So George, my pa is dood in sy 40's, George is dood in sy 40's, en Brian, my boetie wat 'n jaar jonger as ek is, hy gaan dieselfde pad as hulle. En hy word 'n alkoholus.
En hy beland in 'n plek soos die ark, aan op die rand, en ek gaan na hom toe, ek sê, Brian, wat doen jy met jou lewe, my boetie? En ek lei hom na Jesus toe. Hy word siek, gaan hospitaal toe, en hy het dit nie gemaak, en hy is oorlede. So Brian het tot bekering gekom, en George het tot bekering gekom. Ek het met my pa gepraat, 'n paar dae voor sy dood, so ek weet nie of hy tot bekering gekom het in daai tyd nie, maar hier's die ding. Ek het gesien die sondes van my vader. En ek het gesê, ek gaan nie daai pad, soos die man hier. My broer George het gesien, hy het daai pad geloop. My broer Brian het gesê, het geloop. My boetie Pierre, hy's vandag in Port Elizabeth. Hy het dit ook gesien. Ek het hom na Jesus toe gelei, die week wat my pa dood is, in die hospitaal. Toe was my boetie tussen 15 en 16 jaar oud. Hy was in die kar met die ongeluk, toe my pa dood is. Eers daarna. En sy arm was af, en sy been in 'n potjie. En ek het gaan in die hospitaal, en toe is ek nog jong. Ek was maar 20 jaar oud. En ek het gekom by hom, en ek het sê, boetie, ek was 19. En ek sê, boetie, jy moet Jesus aanneem. Okay? En ek het net daar in die hospitaal om na Jesus toe gelei. Vandag dien hy die Here sy hele lewe deur in Port Elizabeth. So my boetie Pierre dien die Here tot vandag. So hier's die ding. Ek gee nie om hoe jou pa geleef het, of hy godvreesend was, of nie godvreesend was. Hoe my pa geleef het ek nie toegelaat, dat dit my lewe vir my bepaal. Ek het gesien my oupa se godvreesende mens, en toe ek by die Here uitkom, toe weet ek, die Here het ook my siel gered. Die punt wat ek wil maak is die volgende. Ek en jy kan nie, George kan nie my pa blameer dat hy alkoholist geword het nie. Hy het dit self gekies. En hy moes geleer het wat hy gesien het. Brian dieselfde. Pierre het gekyk en hy het geleer en hy het nie daai pad gegaan nie. Ek het gekyk, ek het geleer, ek het nie daai pad gegaan nie. Deur die genade van die Here, natuurlik. Maar hier's die ding. Ek is nie vandag gered oor my oupa se lewe nie. Ek is nie vandag gered deur my pa se lewe nie. Ek moes in my eie geslag my besluit vir die Here maak. So hier's waar ek is. Of jou ouers gelowig is of nie, wat hulle glo, wat hulle nie glo nie, is vir my irrelevant. Jou oupa ook, wat hy geglo het, en jou oupa grootjie. Dit gaan my nie aan nie. Wat my aangaan is, hier staan, elkeen moet self verantwoordelikheid vir sy eie lewe neem. Don't put the blame. Moet nooit na my toe kom en sê, ek is so, want my pa was so. Jy kan nie dit sê nie. Jy kan nie sê, ek is so, want my oupa was so. Jy kan nie dit doen nie. Want jy is verantwoordelik vir jou lewe voor die Here. Jou pa was verantwoordelik in sy geslag. En jou oupa in sy geslag. En wat hy gedoen het my oupa, is sy saak. Wat hy geglo het uit die Bybel en oor die doop en oor alles, dit is sy saak. Ek kan nie vir hom praat nie. Dis nie my geslag. My pa gedoen, ek kan nie vir hom, ek kan net vir myself praat wat ek weet wat hier staan. Hier is die wonderlike ding. Jy is nie gebonde oor wat voorheen in jou lewe gebeur het nie. Jy is vry om jou eie keuse te maak. Elkeen van ons in ons eie geslag moet ons eie keuse maak. Andersins is daar nie verantwoordelikheid nie. Want dan het die Here geen manier om ons te oordeel eendag as ek vas is aan die vorige en ek is 'n slaaf daarvan. Elke geslag sal op sy eie voor die Here staan. So hier's waar ek is. Waar staan jy? Blameer jy iemand anders oor jou huidige situasie? Maak dan 'n keuse. Besluit jy wat jy met jou lewe gaan doen. Kom ons bid saam. Vader, ons hoor wat sê Jesegiel
En ek kan mos nou sien wat in my eie lewe ook met my gebeur het. En my dierbares en vriende en mense wat hier sit, elkeen weet mos wat is hulle eie situasie. Kom hulle uit 'n Christelike huis of 'n ongelowige huis? Was pa of ma ateïs of oupa, of was hulle godvreesend? Ons kan mos nie vir hulle praat nie. Ons kan mos nie praat vir die voorgeslagte nie. Ons kan mos net vir onsself praat, Here. Here, en hier staan in die woord, ek het geen behaag in hom wat sterwe, wanneer so 'n persoon verlore is nie. Hy sê maar, bekeer jou. Kry vir jou nuwe hart. Kry vir jou nuwe gees. Laat God iets nuuts in jou lewe doen. Iets nuuts in my lewe doen. Dat ek nie ander blameer vir my situasie nie. Vader, ek dank U dat U elkeen van ons 'n vrye wil gegee het om te kies. Kies. Joshua staan voor die volk. Hy sê kies, wil julle die Here dien of wil julle die afgode dien? Hy sê maar wat my en my huis betref, die besluit is finaal. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis wat ons gaan doen. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Daai besluit het ek en my familie gemaak, sê Joshua. Here, vanaand het ek en my familie daai besluit al lank al geneem. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Vader, as daar huise is, waar daar verdeeldheid is vanaand, dan wil ek bid, die wat hulle by U skaar, dat hulle sal hoor, U vader of moeder, vrou of kind of grond, terwille van my naam verloor het, sal die ewige lewe beerwe. Here, dan moet ek 'n keuse maak, om U altyd eerste te stel. Here, bewaar ons van die verkeerde weg. Maar soos wat ons hier gesien het in Jesegiel, dat die jong seun het gekies om nie soos sy pa te wees nie, maar hy het gekies, ek gaan wandel in die weë van my oupa. Gee, Here, dat ons in die weë van 'n regverdige sal wandel. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. En al die kinders van die Here sê, Amen.